Kom ons vat die woord vanoggend. Die tema is dink aan my. Dink aan my. Ons uitroep in ons alledaagse lewe in Lukas 23 is die mooi verhaal van die twee sondaars in die kruis van Jesus, langs Jesus op die kruis van Golgotha. En die skurk se uitroep was nie net vir 'n sterwensoomblik nie. Dit was gewees dat dit 'n patroon kon word vir hoe ek en jy elke dag moet leef, om na Jesus te roep. So, ons het as familie besluit, ek en Glenna eintlik het besluit, ons gaan met ons onlangse vakansie, gaan ons een oggend vroeg strand toe, want ons wil die sonsopkom sien. Nou, dit is 'n rein gedagte, totdat jy dit met jongelinge deel. Dan is hulle nou nie so passievol en opgewonde om vroeg op te staan, om nou die sonsopkoms te gaan sien nie. Een van hulle chirp en sê, Google it. I'm going to do that. I want you to come with us. Maar in die meantime, back at the ranch, het ek en Glenna ook besluit, ons gaan nagmaal bedien vir ons gesin. So dit gaan 'n baie meer as net sonsopkoms oomblik wees. En ons is daar op die strand en lekker, hier kom die sonnetjie op. Ek moes eintlik vir julle 'n foto gewys het van hoe mooi dit was. En ek deel passievol die woord, die nagmaal. En ek sê die volgende sinnetjie, ek sê die sondaar het daar aan die kruis gehang en vir Jesus gevra, vergewe my vir wat ek gedoen het. Maar asseblief, ek wil net ook hemel toe gaan. En kyk my sê, no Dad, that's not what's written in the Bible. Ek sê, yeah, of course that is what's written. I say, no Dad, it doesn't say, please forgive me. It says, please remember me. En ek kyk en so. En sonder dat hy kan agterkom as ek hier op my foon Google ek. Dis hy reg. It says remember, maar dit slaan vir my. En daai oomblik hou my vas en word 'n nagmaal tussen ons en ons familie wat ek regtig nooit sal vergeet nie, want ek het net besef die Here praat met my op daai oomblik. So ek wil jou terugvat na een van die slegste dae in die geskiedenis van die mensdom tot op daardie dag en een van die mooiste gebede wat gebid kon word tot op daardie dag. So hier is die storie. Ek wil jy moet dink aan die toneel. Jy hang hierdie twee misdadigers, skurke, sondaars, noem hulle net wat jy wil, aan die kante van Jesus hier op Golgotha, en die seun van God word reggestel tussen twee gewone misdadigers, dalk uiterse misdadigers. Die godsdienstige leiers bespot hom, die mense jou hom uit, hulle lag vir hom, sy disippels het weggehardloop, en een van die skurke hak af en hy sê, as jy dan die Messias is, red ons en vat jouself ook sommer van die kruis af. So 'n spot oomblik gewees. Maar dan verander alles. Dan kyk jy ander skurk wat aan die ander kant hang en in 'n oomblik is daar 'n toneel wat afspeel wat jou en my gryp. Wat maak dat ek en jy daarna kyk en sy woorde is nie 'n eis nie. Dis nie ek dring nou daarop aan nie. Dis nie 'n groot teologiese stelling wat hy maak nie. Dis nie 'n belydenis van sonde nie. Hy sê net vir Jesus, onthou my. Remember me, wanneer u in die koninkryk kom. En daai oomblik maak dit alles draai. Nou let net gou op, hierdie man sterf aan hierdie kruis. Hy was ook gebreekte bene, hy was ook longe wat gepuncture was. Hy het ook gesnak na sy asem. Hy het ook nie tyd gehad vir 'n 12 weke program wat sy kerk vir hom aanbied, of 'n katekisasie wat hy moes deurhardloop, of 'n victory training weekend wat hy moes gehad het, of 'n bevryding wat op hom toegepas was, of 'n doop wat hy eers moes bygewoon het nie. Al wat hy gehad het was net sy asem. En uit 'n stikkende longe snak na asem, roep uit. Lord, remember me. Yes. Joel Spurgeon said the prayer of the dying thief was short, but it went to heaven. It was feeble, but it reached the ears of God. En Jesus, te midde van hierdie man te midde van sy eie pyn,
gee Jesus nie vir hom 'n teologiese les nie. Jy het al gesien as mense na ons toe kom en hulle het so 'n bietjie aangejaag en ons 'n bietjie fout gemaak en hulle kom by ons uit en hulle wil by Jesus uitkom, dan was hulle eers die 12-punt plan gee en ons wil eers kastei oor wat hulle alles verkeerd gedoen het en hulle uitwys op al hulle foute. Jy weet van sulke? Dit gebeur genuine in Bloemfontein. Nee, die heelal stop. Jesus stop alles. Hy sê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Dis nie awesome nie. Come on church, get excited about this. Kan jy amen of halleluja sê? Ja, die punt is die evangelie is nie dis nie 'n goeie mens wat beter word nie, maar 'n dooie sondaar wat lewe kry. Daar's dit vir op die bord. Ek wil hê jy moet dit vasmaak in jou gees. En hier is die vraag vir ons vir vandag. As hier 'n sterwende sondaar aan 'n kruis was en al wat hy hoef uitgeroep het was, Jesus, onthou my, dink net aan my. Wil ek vandag vir jou vra, hoeveel te meer kan jy as kind van God uitroep in enige oomblik van jou lewe en jy sê, Jesus, dink aan my. En weet jy wat gebeur? Hy dink aan jou. Yes man, that's beautiful. So is die patroon. Wat beteken dit om te onthou my te bid? Onthou my uit te roep. Om te sê, Here, dink net aan my. Want hierdie storie gaan aan. Ek wil hê jy moet iets raak sien. Die skurk het nie vir Jesus gevra om sy lewe vir hom skoon te maak. Hy het nie gevra vir vergifnis nie. I couldn't believe it. But I had to go and check it up. Want my seun was reg. Hy het net gesê, Jesus, dink net aan my. Hy het nie vir dinge gevra nie. Hy het nie gesê, Here, verander my lewe nie. Hy sê eintlik, Jesus, wanneer u hier op die kragtigste plek is hier op die kruishout van Golgotha, onthou my asseblief vir my swakheid. Nie die ding wat ek wil hê moet raak sien. Onthou, hy was die ander skurk. Die een skurk het uitgelag, hy was die ander skurk. Hier is iets wat ek net tussen die lyne raak lees. Never underestimate that the seed is sown into someone's life. En iewers op die regte oomblik het hierdie skurk net onthou, hey, iemand het iewers vir my gepreek en ek is hier in die stronke. Ek is hier in die moeilikheid. En ek het nodig om uit te roep na Jesus. En dit moet ons gebed wees vir ons daaglikse lewe, want jy en ek is net eintlik soos daardie skurk. Ons hang aan 'n kruis van ons eie skedules, uitputting. Ek praat met 'n sielkundige ruk terug, sy sê die wêreld deur is die grootste uitdaging nou onder mense, dat mense sê hulle is moeg, hulle is uitgeput, hulle is uitgebrand. Miskien hang jy in jou kruis van dat jy so besig is en jy is tot die maksimum toe uitgeput en jou siel is uitgedroog en jy doen al die goeie dinge, maar jy voel dood binne-in. Miskien hang jy in die kruis oor jou sonde en dit is 'n skande vir jou, dit is sleg om oor te dink, daaroor te praat, het 'n geheime gewoonte of 'n gedagtepatroon of 'n verslawing wat jy aan vashou, wat jou vashou en jy probeer om dit skoon te maak, maar elke keer trek dit jou terug na daai diep gat toe en dan hang jy in daai kruis. Miskien hang jy in die kruis vanoggend van 'n lyding, 'n pyn, dis 'n seisoen wat jy deurgaan van verlies, 'n huwelik wat dalk misluk of 'n diagnose van 'n dokter wat net nie lekker op jou oor kom val het nie. Of dalk weet jy van iemand wat naby aan jou is, wat weggedwaal het van Jesus af, en jy voel totaal deur God vergeet. Ek is versigtig om nou te vra, wie van julle het al gevoel God vergeet jou? Moenie jou hand opsteek nie. Maar dis in hierdie oomblikke wat ons baie keer probeer om met God te negotiate. Kan ek nou, daar's twee mense wat ja, dis waar sê. So heel, okay. Is daar nog iemand wat kan sê, ek het al genegotiate met die Here? Julle is baie heilig oor dit. Amen. Amen. Wie van julle het al geonderhandel met die Here? Kan ek gou jou hand in eerlikheid sien? Here, as u dit, dan sal ek dit. Here, as u my huwelik red, dan sal ek begin te kerk toe gaan. Nooit ooit weer ophou om kerk toe te gaan nie. Here, as u net my besigheid vir my kan red, dan sal ek u so goed dien. Saterdag mense gaan Abednego het gesê, luister, daar's nie 'n negotiation. Ek gaan net voor my God buig.
Maar ons het so attitude, ons het so entitlement aan onsself gekry om te sê die Here moet dit en as die Here nie dit nie, dan sal ek nie dit nie. Ek onthou jare terug, lank gelede, hou jy van lank gelede stories? Was ons kantoor in hierdie fasiliteit gewees. En my kantoor was daar op die hoek en jy kon hier van buitekant af ingeslip het in my kantoor en niemand het geweet nie. En 'n man kom sit by my wat in besigheid is en hy kniel, hy's desperaat, hy's moedeloos, hy huil dat sy trane en daai ander goed tot hier op die mat kom. En ek soek my tissuebox en iemand het alweer my tissuebox gevat. Hier sit van die jong manne besig om Kentucky te eet met my tissuebox. Nou oké, ek het my Kentucky, ek bedoel nie Kentucky nie, ek het die tissuebox daarste terug van my kantoor en ek gee dit vir die man en ek vra vir hom, ek sê luister, God gaan vir jou 'n wonderwerk doen. Glo jy dit? Ja, ek glo dit. 3 weke later kry hy 'n massiewe kontrak. Hy bel, hy is so verheug. In die tussentyd het ek en Glenda gaan pak ek in Checkers sakkies, gaan pak ek vir hom kruideniersware in. Ek laai dit Fortuner gery, ek laai die Fortuner so vol en ek vat dit vir hom. En nee, ek vat dit vir hom want hy het gesê as sy vrou weet hy was by die pastoor is hy dood. Ek sê nee, okay, I get it. En ek pak nog vir hom lekker goedjies uit ons kas uit. Goed soos kondensmelk en 3 weke later bel hy my. Jy het pastoor, die wonderwerk het gebeur. Daai dag in daai kantoor het ek vir hom gesê, ek vra jou vandag net een ding, moenie vir God vergeet die dag wanneer hy vir jou gaan deurkom nie. Weet julle hoeveel keer was hy weer in die kerk? Nooit weer nie. Want ons negotiate met die Here. Ons dink is sommer net so 'n laterale manier van wat ons kan met God praat en God kom vir ons deur en God doen vir ons dinge. Die skurk wys vir ons 'n beter manier. Hy onderhandel nie, hy erken net wie hy is en wie Jesus is aan hierdie kruis. Hy sê eers die koning, ek is 'n sondaar en al wat ek vir u vra, onthou my, net soos wat Nehemia gedurig skietgebeure opgeoffer het na God toe. Kom hierdie sondaar en hy sê, Here, al wat ek van u vra is dat u my sal onthou. Hier is jou skrifankers, die woord wat dit herhaaldelik vir ons verduidelik. Dis die hartklop van die hele Bybel. Eksodus 2:24, hoor God die geroep, die gekreun van die volk Israel. En hy sien hoe hulle in slawerny en hy onthou sy verbond. In 1 Samuel 1:9 onthou God Hanna se smeekende gebed en sy sê, Here, ek soek 'n kind, onthou my en God onthou haar. Glo jy vandag God onthou jou? Kan jy amen of halleluja of prys die Here sê? God weet van jou. Hy ken jou. As jy agter jou lesenaar sit en jy druk daai pen laat biek sy anker dit wil vloei, dan kom God en hy sê ek weet van jou. Ek is bewus van jou. Do you believe it? Nog 'n vers, 1 Samuel nie, Psalm 25:7 sê Dawid, moenie die sondes van my jeug onthou nie. Ag Here, dankie tog dat U nie die sondes van my jeug onthou nie. Oor 'n paar ons lag oor, maar ja, ek het dan dik moeilikheid as my sondes moet uitkom. Hier, God sê, ek verwyder jou sondes so ver soos die ooste na die weste. Gaan nooit weer daaroor gepraat word nie. Is dit nie amazing nie? Jy hoef nie met daai skuldgevoel na God toe te gaan nie. Dawid bid verder, hy sê, maar onthou my, volgens U barmhartigheid, die Engels sê mercy. Here, onthou my net. Dis al waarop ek eintlik kan staat maak en dit is daai genade van God. Dis al waarop ek en jy eintlik kan voortgaan. Die punt wat ek vir jou maak is om vir Jesus se vrou my te onthou om te sê, ek bely my totale onvermoë om myself te kan red of myself te kan help en jy hoop om voor te gee dat jy dit alles al het. Tweede ding, die punt om vir Jesus se vrou my te onthou is om te sê ek vertrou op U genade. Nie my prestasies nie. Jy hoop om te probeer te verdien wat jy eintlik net kan ontvang. Jy kan nie guns verdien nie. Jy kan nie genade verdien nie. Jy kan nie God se vergifnis verdien nie.
Dan weet jy wat, God kom en dan gee hy vir jou genade. Dan gee hy vir jou guns. Dan gee hy vir jou vergifnis. Dis niet iets wat aanhoudend na jou toe kom, en het rol en rol en het rol en het rol net aanhoudend na jou toe. En vir Jesus te vra om jou te onthou is om te sê, ek stel my hele toekoms op u karakter. Wie hy is, wat hy is, wie God is, wat sy liefde aan ons is, wat die feit dat hy net wil sien, dat het met jou moet goed gaan. Het gaan nie oor ons gevoelens nie. Want jy moet selfs bid wanneer jy voel dat God stil is. Iemand sê eendag, die Here is so stil, as ek in my binnekamer bid, dan voel ek gaan bid in die ceiling vas. Iemand sê toe vir my, gaan buitekant toe. Ag man, God is altyd daar. Sal iemand wat net 'n hand kan opsteek en sê, ek kan dit bevestig, God is net altyd daar. Die praktyk hoe om dit vandag te onthou, is om het te bid, is om die storie vast te maak in my gees. Hoe doen ons dit soos hierdie sondaar, soos hierdie skurk, soos hierdie ongelowige? Dit hoef nie net te wees vir 'n sterfbed nie, en dit is kruit as ek hoor van mense wat op 'n sterfbed by Jesus uitkom, en ek het die voorreg gehad om dit 'n paar weke met 'n dame te kon doen, en ek sal nooit daai oomblik vergeet nie. Maar dit is ook bedoel vir jou sitkamer, is ook bedoel vir jou slaapkamer, is ook bedoel vir jou voertuig, is ook bedoel vir jou kantoor, is ook bedoel vir in jou kombuis, mamma, waar jy kan staan en sê, Here, ek roep uit na u. En dis vir 3 maniere waarop die skurk sy gebed in 'n daaglikse ritme verander het. In 'n daaglikse manier van hoe jy met God kan praat. En ons maak teologie partykeer baie moeilik. Ek wil die gemeente vra om net vir te staan asseblief saam met my. En ek wil die Heilige Gees vanoggend vra dat hy in jou gees sal kom werk. As ek jou nou begelei in hierdie gedagte, hierdie manier van bid wat hierdie skurk deurgegaan het, dat dit 'n daaglikse ritme in jou lewe sal word om te sê, dis hoe ek met God kan praat. Jy sien, die eerste gedagte gebed, hierdie skurk was op sy laaste gedagte gebed. Dit was dalk heel moontlik sy laaste keer wat hy sou kon bid. Maar jou eerste gedagte van bid in die oggend, voordat jy jou selfoon aanskakel, voordat jy kyk na WhatsApp, voordat jy kyk na e-posse, voordat jy kyk na wat sy afspraak jy die hele dag het, dan bid jy eerder net en sê, Jesus, ek is u sin, en u is myne, onthou my asseblief vandag. Dis al wat jy hoef te bid. Ek wil jou vra dat jy 'n ritme in jou lewe sal maak, wat jy net vir Jesus sal sê, onthou my, onthou my. Ons maak ons oë toe. Vader, ons sê dankie nou op hierdie oomblik dat ons kan leer wat dit is om 'n eerste gedagte van die dag te bid en te sê, Vader, onthou my, dink aan my, u weet wat voor lê in hierdie dag. En ek dank u vandag dat elkeen van ons in hierdie gebou vanoggend dit kan uitroep en kan sê, ek kind van God, ek roep uit, Vader, dink aan my, want ek het u nodig. En ek dank u daarvoor. Amen. Die tweede gebed is die vinnige sonde gebed. Jy is nie die skurk, die ongelowige, die sondaar aan die kruis nie. Jy is kind van die Here. Maar daar is baie keer sondige oomblikke wat in jou lewe afspeel. Wanneer jy teen jou huweliksmaat uitbars. Wieveel het al beklei met jou man of met jou vrou? Ek woon nie hier nie, net in Bloemfontein. Kan ek eerlike hande sien? Weet, ek trek nou die dag my rug so op vir Glenda. Sy kyk die mense sê, wat's fout? En ek wil nie vir sê wat's fout, ek sê, ek het nie lekker geslaap nie. Dit was baie duidelik. Of het jy al na iemand gekyk om te begeer hoe daai poppie lyk? Daai hele my boodskap. Of iemand se kar begeer, of iemand se huis begeer. Of kinderpraatjies wat jy aanblaas. Ek wil jy vandag vra, moenie in die spiraal van selfveroordeling val, en dat jy, ek arme wurmpie Jakob, en daar klim jy in jou diep gat in, en niemand kan eers by die uitkom, die duiwel gaan nie eens so diep nie. Gaan na 'n plek wat jy 'n hoë, vinnige impak gebed maak, en met God gaan praat, en sê, Here, die woord sê in 1 Johannes 1 vers 9, as ons egter ons sondes bely, hy is betroubaar en regverdig, om ons sondes te vergewe, en ons skoon te maak van alles wat verkeerd is. En weet jy wat? Die feit dat jy in hy oomblik onmiddellik bely en sê, Here, ek het so pas my hier meer verloor vir daai sekretarise,
of ek so pas my familie meer verloor vir my swaar, of ek het so pas kwaad geraak vir my sussie, dan kom God en hy sê, ek vergewe jou. Kom ons bid dit. Here, U weet wat ons aangejaag. Ek vra vandag, onthou ons in die swak plekke, Here, waar my tong te vinnig was, of my lyftaal net te verkeerd was, of ons arme geliefdes moes val onder die manier van hoe ons dinge doen. Ons kom vra vandag, Papa, vergewe ons. Maar so vinnig is om iets te sê, of kwaad te raak, of te reageer. Ons kom vra, kom dink aan ons. Kom dink aan ons. En ons dank U daarvoor. Dank dat ons weet U vergewe ons. Amen. Jou derde gebed is die desperate gebed. Dis die gebed waar jy weet of jy links of regs moet gaan, op of af, en jy staan in jou kantoor, of jy staan in jou huis, of jy staan voor jou huweliksmaat en sê, Here, hoe red ek hierdie sinkende boot? Spreuke 3 vers 5 sê, vertrou op die Here met alles wat jy het, moenie staat maak op jou eie insigte nie. Alweer Touser het sê, God is looking for people through whom He can do the impossible. What a pity that we plan only the things that we can do by ourselves. Jy nie weet of links of regs die antwoord is nie. Is dit om in daai oomblik na God toe te gaan en sê, Here, kan jy asseblief na my dink? Wie van julle het al nodig gehad om in 'n absolute desperate plek te sê, God, now I need you. I promise you today, He's there for you. Laas Sondagoggend leer die Here iemand op my hart, ek moet net vir haar gaan bid. Ek sê, Here, wat bid ek vir haar? Die Here sê, gaan bid vir haar. Gaan bid vir haar, die Here gee haar woord. En sy kom vanoggend, sy het my in die week ook op WhatsApp, maar sy kom vanoggend na my toe en sy sê vir my, pastoor, jy verstaan nie, ek het net vir die Here gevra, Here, as ek net dit kan hoor. Ek het nog nooit vir haar gebid nie, en nie wat ek kan onthou nie. And that's who our God is. Kom ons bid. Here, ons kom vra nou vir U, kom dink aan ons in ons plek van nood, in ons plek van waar links of regs of voor of toe of agter toe nie meer vir ons opsies is nie. Ons is uit planne, uit strategie uit. Ons kom vra vandag, dink net aan my. En dankie dat ons vir U kan kom vra, Papa, waar ons moedeloos is, waar ons raad op is, waar ons nie weet wat om te doen nie, dan is U daar vir ons. Amen. Kyk, jy kan jy plek neem. Worship team, kom asseblief op. Hier is my uitnodiging jou, want Jesus weet reeds. Ek ken nie hoeveelheid hare op jou kop. Het jy dit al gelees in die Bybel? Kan ek gou sien, al is jy onder die dekmantel en jy daai jou hare brunet of rooi? Wie van julle is blond? Kan ek gou sien? Okay, ek het dit gaan Google, is regtig die waarheid. Jammer vir julle wat julle hare afskeer, maar is genuine die waarheid. As jy blonde kop is, het jy die meeste hare op jou kop. Jy het meer hare as 'n brunet. Ja. 'n Volgende interessante feit, dit is regtig so, jy kan dit gaan Google. En 'n donker kop, 'n donker swart kop, het weer minder hare as 'n brunet. So in trappe van baie hare, blonds, bietjie minder hare, brunet, minste hare, donker koppe. So, hier is my logiese afleiding. Blonde koppe hou God die langste besig. Dis net 'n joke. Don't take it up personally. Dis rarig net 'n joke. Maar weet jy wat? God sê, ek ken nie hoeveel hy daar op jou kop, al het jy minder. Weet jy hoekom Jesus so vinnig daar die skurk geantwoord het? Dit was nie net omdat die skurk desperaat was vir Jesus nie. Maar dit was eintlik omdat Jesus op pad was na die paradys toe. Dit was eintlik omdat Jesus aan die kruis gehang het vir die skurk, vir jou en vir my.
was eintlik omdat Jesus bereid sou wees om na die graf toe te gaan vir die skurk, vir die ongelowige, vir die wat Jesus nie gevolg het nie. Maar is ook omdat Jesus geweet het, ek gaan opstaan uit hierdie graf uit. En ek gaan vir die vyand wys, ek het oor jou getriomfeer. Because I'm thinking of you. So is die waarheid, wat ek hoop jy sal vrymaak en jy het sal onthou vir die res van jou lewe. Jesus onthou jou reeds. Ek en my mooiste, my enigste bruid van 34 jaar, ons gaan stap op die strand. En ons het nou hierdie R1 geberre. En ons sien op die strand, maar is hoogwater, sien ons 'n rand. Ek wil met my oortuiging van my gemoed sê, dit was hierdie rand. Maar ons sien 'n rand. En ek wil hom so optel, en toe ek so vat na hom, toe kom die golf, en die golf was so oor hom, woeps, weg is die rand. En ek dink by myself terug aan 'n pact wat ek met God gehad het, 25 jaar terug. En ek sê, Here, as ek 'n rand weer kan optel, dan weet ek daai pact, dit staan nog steeds. Maar ek sê dit nie vir Glenda nie. En Glenda hou so aansoek. Man, sy sal skaars buk vir R5. Nou dink ek, waarvoor soek my vrou hierdie R1? En daar loop ons. Maar sy sê vir my niks, en ek sê vir haar niks verder oor die rand nie, en dis die storie. En later die middag vang ek en Keenan, en my seun, ander seun, Marcus, gaan probeer ons weer visvang. Jy lieg as jy gaan visvang. Jy moet sê, probeer om te gaan visvang. Wat as jy visvang, dan impliseer jy het gevang. En, ekskuus julle, en ons gaan vang vis, en ons stap ver, seker 5 kilometers, vang niks, stap terug, my 2 seuns het my die pak donkie gemaak, ek vergewe hulle, Here, ek spreek hulle vry, en ek loop so, en ek sien 'n R1 op die strand, en ek dink nooit, mag duik daai R1, nee, geen golf sal hom kan wegspoel nie. Ek tel hom op, ek druk hom in my broeksak, my swembroek, en ek sien met hom huis toe, en ek is so opgewonde oor die R1. Ons stort, trek aan, eet lekker, kuier lekker om die tafel, klim in die bed, reg om te slaap, en ek sê vir Glenda, wait, I got a surprise for you. Ek sê uit die bed uit die huis uit, hardloop, swembroek toe, druk my hand in die sak, haal die R1 uit, kom terug kamer toe, en ek sê vir haar, look what I picked up on the beach. I found that R1. En Glenda kyk so na die rand en sy begin te huil. Why are you crying? What's wrong? What's going on here? Dus ek het vir God iets gevra. En sy sê van wat sy gevra het. En ons twee is daar in seker 'n halfuur lank besig met God. Ag, en ekskuus as jy dink die R1 is simpel. Maar vir my en Glenda was hierdie R1 ons bære om nou. Was dit baie profound. Want ek het Glenda se toestemming. Want Glenda daai dag vir God gevra het. As ek die R1 kan sien, dan weet ek God dink aan my. God weet van. En ons hou daai R1 vas, en ons sê, Here, U is so groot en so goed. Johannes 10 vers 3 sê, hy roep sy eie skape by die naam. Hy ken jou naam, hy ken jou adres, hy ken jou stryd. Hy sê in Jesaja 49 vers 16, ek het jou ingegrawe in die palm van my hand. Kan nooit uitkom nie. So vandag hoef jy nie vir God te smeek om jou raak te sien. Jy moet net uitroep, Here, dink asseblief aan my. So ek wil jou vra vandag, ek sluit jy af, wat is jou kruis vandag? Waaraan hang jy op 'n dun draadjie op hierdie oomblik van jou lewe, wat die lewe uit jou uitsuig? Is dit dalk jou huwelik, is dit dalk sonde, is dit dalk jou kinders wat God nie dien nie, is dit dalk vrees? Jy hoef jouself skoon te maak nie, kom net na God toe vandag en sê, Here, hier is ek. Maar nie ooreenkoms met God probeer maak nie. Doen net wat die skurk gedoen het, so eenvoudig. Sê, ag Here, asseblief, my hand is eerste op, dink net aan my.
te midde van jou gemors, te midde van goed wat sleg lyk rondom jou, bid jy net vandag, en jy sê, Jesus, dink aan my. Ek beloof jy dieselfde Jesus wat na die skurk geluister het, sal ek na jou luister. Hebreërs 13 vers 5 sê, ek sal jou nie los nie, ek sal jou nie steek laat nie. Here, dink net aan my. So dis 'n mooi borde op, wat ons jou die geleentheid gee om vir mense wat ons voorbid, hulle name te kom neerskryf. Miskien het jy nog nooit iemand se naam hier neergeskryf nie. Carla, Vanessa, Heidi, Cindy, Pietro, Cole, Willie, Neil, Stefan. Stalk name wat jy aan dink vandag vir wie jy kan bid. Mense wat ek jou die geleentheid wil gee na die diens dat jy vorentoe sal kom en net name sal kom neerskryf. En dan hoef jy net ook vir hulle te bid en te sê, Here, dink net aan hulle. Want terwyl jy vanoggend hier sit, kan ek jou vra om jou oë toe te maak. En dalk ken jy nie vir Jesus nie. Net die uitgekom vanoggend. En dalk wil jy net ook vanoggend net die woorde bid, soos die sondaar. Ek gaan net een keer vra vir iemand om 'n hand op te steek. So vat hierdie een geleentheid wat ek jou gee. En as jy vanoggend hier sit en sê, I want to be in right standing with God. Ek wil 'n lewe vir Jesus. En jy wil vanoggend uitroep en sê, Here, dink aan my, want ek wil my hart, ek wil my lewe vir Jesus gee. Vra ek jou een keer, dan gaan ons klag vraat. Steek gou jou hand op. Dankie. Sjoe, dankie. Here, ek bid nou vanoggend vir hierdie tientalle mense wat hulle hande opgesteek het. Dankie dat ons kan uitroep, Here, dink aan my. Mense wat vanoggend in 'n desperaatheid na U toe roep en sê, Here, ek het U nodig. Dankie dat hulle vanoggend die kans gryp soos die sondaar aan die kruis en net ja sê vir Jesus. Dankie dat jy hulle vergewe. Dankie dat jy vir hulle belofte gee van 'n paradys. Ons eer U daarvoor. As jy dalk vanoggend hier sit en sê, Here, ek wil ook vanoggend sê, dink aan my. Hier's goede, hier's dinge, hier's sake, hier's omstandighede, hier's issues, hier's goede, wat ek God voor moet vertrou vandag. Steek gou jou hand op en sê, Here, dink aan my. Dink net aan my. Here, elke hand wat nou opgaan, weet U wat in ons harte aangaan. Verskoon ons, Here, dat ons so in ons gebrokenheid vaskyk teen 'n muur en nie weet hoe en waar en wat. Maar dan kom U in die alwysheid en U sê vir my, I got you. Ek weet van jou. Ek bid vanoggend dat mense in hierdie gehoor dit sal vasmaak in hulle gees en sal kan sê, ek weet, God dink aan my. En ons dankie vir dit in Jesus naam.